Welkom terug by die Groot Ontbyt. Ons gesels môre basies net met vermaaklikheidskunstenaars. Dit is Vrydag, jy weet? So al die lekker mense. Ons praat met 'n pianis, 'n komponis en 'n Rocco de Villiers is. Hy is hier in die ateljee by ons môre natuurlik. Rocco altyd met 'n groot blom en 'n baadjie. Hier formeel. Hier is hy nou. Goeiemôre Rocco. Môre, dit is lekker om hier te wees. Ek het nogal vroeg opgestaan. Ja, waar is jou blom? Ek het vandag anders aangetrek van dit het te doen met my boek. Ja. Niks wat ek hier aan het ek gekoop nie. Dis alles vir my gegee deur wonderlike mense op die kleinste dorpies in Suid-Afrika wat vir my klere gee. En sê trek dit aan. Hierdie ou luister my musiek terwyl hulle sy milies, nie sy milies stroop nie, terwyl hulle die milies, ja. terwyl hulle die milies stroop. Hierdie bro maar ek het nou gisterand op hom gelê. Ek het 'n bietjie aan die slaap geraak voor die Mnet. En toe, hierdie bril het 'n vrou vir my, 'n man vir my gegee op Merwewil. Ja. En dis waaroor ek skryf in my boek, oor alles wat mense vir my gee en vertel op klein dorpies. Soos op nou dat ons op Merwewil is. Hier is 'n foto hier en ek weet nie waar dit is nie, maar ek het 'n show. Merwewil is nie Karoo. Ek het 'n show, ja, maar dit is die Moordenaars Karoo. En ek het 'n konsert gedoen vir die droogtehulp, want dit is al wanneer jy 'n konsert daar doen vir droogtehulp. Ja. En toe sê die vrou van die restaurant ek moet volgende oggend by haar kom eet by haar restaurant. Toe sê ek, sy sê toe ek aankom, sy sê dis fantasties Rocco. Welkom, ons gaan vir jou 'n regte Merwewil ontbyt gee. Ek sê, wat is dit? Sy sê, dis 'n man in 'n pan. Ek sê, wat is 'n man in 'n pan? Sy sê, ag man, dis 'n dikkerige boerewors met 2 eiers. Dis net oor die riviertjie daar regsop, by daai, yes, ek het ook al daar geëet, lekker plek. Baie lekker. Baie lekker plek. So, dis hoekom ek vanoggend so lyk. Ek het selfs my bril wat ek by die vrou op Kraddock gekry het gebring. Sien ek lyk so 'n ou polisieman. Afgetrede polisieman, ja. So, maar weet jy wat? Ek weet mense, as ek in die inkopiesentrum is die mense verras dat ek so lyk, maar ek gaan mos nou nie in die dag lyk soos wat ek lyk as ek op die voog. Dan ek weet nie, dit lyk vir my desperaat. Vir aandag. Dit is aandagsoekerig, nee. Ja, ek hoor. En ook wie wil nou mense gaan dink is 'n sirkusdier wat ontsnap het. Rocco, ons moet praat oor die boek. Ons moet ook praat oor 'n konsert of 3. Maar kom ons begin by die boek. 'n Klawer, die boek Klawer. Daar's ook jy het ook 'n show wat jy doen wat natuurlik saam met die boek Ja, gaan, wat ek in Januarie aan die einde van Januarie by die Atterbury Theater doen. Dis hoe ver ons nou al gespreek. Tot dan al. Ja. Maar wag bietjie. So terwyl ons gaan nou weer oor die boek praat. Ja. Nou gaan ons weer terug. Jy het gesê Atterbury Theater. Daar's 2 de Villierse. Ook eersdaags by Atterbury Theater. Sondag. Ek dink albei die konserte is uitverkoop. 16 Augustus, ja. Ja, dis ek en Koenie wat ons show doen 88. Dit was een van die wonderlikste goed wat nog ooit met my gebeur het. Ons is soos 2 kinders in 'n sandput. Jy en Koenie. Dis wonderlik. Ons lag verskriklik van die verhoog af en op die verhoog. Wat moet hy is baie ouer as ek. Ja, nee, ek mis kan dit sien, ja. En dit nie raar is. Ja. Kom ons moet praat oor die boek, maar voor ons daar kom ons praat oor ouer. Ja. Praat bietjie met my oor ouer word. 'n Mens as 'n kunstenaar ouer word. Dis 'n vieslike ding, hoor. Kyk wat ek besef het. En ek skryf ook daaroor. Ek gaan nou nie die gedig vir julle voorlees nie, want dit is bietjie ek dink nie dis televisueel Vriendelik nie. Nee. Wel ek het klaar my voet in die deur gesit toe ek die grappie van die man in die pan vertel het. Maar dis die waarheid. En die milie. Maar daar's baie. Waar was ek nou gewees? Ek was nou by oud. Ja. Weet jy wat? As jy kan onthou. As ek die dag toe ek 60 word, nee, het ek baie mooi daaroor want onthou as jy 60 is, besef jy is nou in die laaste 20 of 30 jaar van jou lewe. So mortaliteit is hier reg hierso. Maar nou nie daar bietjie daar. Maar daai oggend het ek baie mooi gelê en dink wat my vriende het my uitgevat en ek was nog in New York geweest vir my verjaardag. En toe dink ek daai oggend, okay, waarmee moet jy vrede maak? En ek het besef die dag as jy 60 word, ek weet daar's baie mense wat kyk. Daai dag moet jy weet, alles waarvan jy 2 het van nou af, gaan enetjie pyn in die oggend. Een van elke een van daai 2 goed. En daarmee moet jy nou maar verlief neem en jy moet nou maar die storieetjie met pille en brille aan die gang hou
tot die karretjie gaan staan. Maar ek doen nog okay. Ek is nog okay, ek is gesond, behalwe vir my sinus. Ek is baie gesond, ek train baie hard vir die gym. So ek is nog okay. Dis is aan die gang ook. En na soveel jare, 100 vertonings, meer as 100 vertonings 'n jaar, mens moet dis nogals besig hoor. Weet jy wat, ek het nou, want Roan, jy het dan baie gekook vanoggend. Het ek met Roan Josh gesels en die ding is, en jy kan enige groot superster in die wêreld gaan, maak nie saak al vat hulle jou met jou private jet nie. Dis nie die konsert wat jou moeg maak nie. Dis daai gereiery om daar te kom. Dis mos 'n vreeslike storie. Dan dink mense, ooh, dis fancy. Nee, dis nie fancy nie. Maar ek sit nou agter in die vliegtuig. Ek sit op 32D, as jy my wil kom soek. Want as dit vol is, en jy stap van vooraf in, wil al die tannies met jou praat. Hoi. Ja, want as hulle jou agterin lei, dan stap jy agter verby agterkoppe. Ja, maar die probleem is, as jy agterin, en hulle daai dag besluit hulle gaan nie die trappies agter sit nie. Dan moet jy al die pad vorentoe. Ja. So, dit is my groot ding van 60, maar ek dink, ek is okay. Ek dink jy's okay. Ja, ek dink jy's ek dink okay. ook so. Nou man, kom nou weer terug by die boek. Hoekom dan nou 'n boek skryf? Hoekom hierdie stories? Jy verwys na reis, jy verwys na hoe uitputtend reis kan wees, maar ook hoe verrykend dit kan wees, want op die ou en daar's daai kliseë, jy reis nie net na buite toe nie, jy reis na binne toe. Dis ek weet nie of julle al die boek kon lees of iets daarmee kon doen nie, maar ek wil graag, het ons tyd kan ek vir julle my inleiding, dis baie cool. Ons het 'n half minuut. 'n half minuut. Ek gaan net vir die einde. In Michtel was daar nog nooit 'n klaviershow nie. Ook nie op Haarskedersbos of Zastron of Vrede, ook nie op die berg nie, totdat ek een soontoe geneem het. Met my duisende besoeke aan dorpe in Suid-Afrika leer ek waardevolle lesse, soos dat elkeen 'n geskiedenis het, elke gehoorlid het 'n geskiedenis en elkeen se geskiedenis het waarde. Ons dink so maklik dat geskiedenis deur bekendes geskryf word, maar stories, grappe en kwinkslae wat van een generasie na die ander oorgedra word deur gewone mense. Hulle skryf die ware geskiedenis van 'n kultuur. Dit wat 'n gehoor op 'n saal op die kleinste dorpie ervaar en wegneem, mag nooit minder geag word as dit wat op wêreldverhoë in internasionale stede aangebied word nie. Aand na aand sien ek die verwondering as 'n nuwe wêreld van klank sy wegbaan na gehore se harte, koppe en siele. Sjoe. En dis waaroor die boek gaan. Dis 'n op 'n manier geskenk vir al die kleinste dorpies, soos Michtel, waar ek 'n konsert het waar daar nog nooit 'n klavier was nie, maar ek het een soontoe gevat, om dankie te sê vir daai mense wie al vir my vir 30 jaar lank klere gee en kos op die tafel en al daai dinge. So, dis 'n geskenk om dankie te sê vir die mense, want toe ek begin het met my loopbaan, het ek nooit gedink dat hoe ek is. Want mense het gedink ek is vreemd, maar nou weet hulle, ek weet almal ons het ek nooit gedink dat daai mense vir my gaan nou my musiek luister en vir my 'n hemp gee met 'n trekker op nie. So dit laat my nogal goed voel. Jy mag maar goed voel. Baie dankie dat jy 'n draai kom maak. Dit was heerlik om jou te gesels. En jou bydrae tot die kunsgemeenskap in Suid-Afrika is baie meer waardevol as wat jy dalk soms self dink. Dankie vir jou bydrae. Dankie. Nee, dit nie. Jy gaan nou ietsie vir ons speel ook. Ja. Ek kan nie wag nie. Rock die wel eers op die klaverbord hier in die ateljee. Bly net waar jy is, nou die tensiebreek. Ons is nou weer terug.